Kom, goeienaand aan julle almal. Ek wil net gou vir julle verduidelik hoe vanaand gaan werk. Want dit gaan vir my vanaand daaroor dat dit vir ons elkeen persoonlik 'n belewenis moet wees. So daar is die verloop van die diens. Ons gaan na wotum luister. Ek gaan nie die wotum uitspreek nie. Dis die baie mooi lied Agnes Dui van Willie Joubert. Dan gaan ek 'n seëngroet uitspreek. En dan gaan ons stil word rondom die skriflesings, die skrifgedeeltes. Daar's 4 skrifgedeeltes. Magda gaan dit ook, daar's 'n skyfie wat dit gaan wys. En die van julle wat dit wat die eie Bybel het, kan gou daarna blaai en dit gaan lees. Oordink dit. Vra vir jouself, wat beteken dit? Ek gaan dit nie lees vanaand nie. Elkeen gaan op sy eie dit lees. En dan, as jy vergeet het wat die volgende een is, vra my, ek sal enige tyd vir julle die volgende een sê. En dan gaan daar 'n tweede keer 'n skyfie wees, waar die 4 skriflesings op is, dan gaan 'n tweede lied gespeel word. En ons kan die liede herhaal. Dit is nie nodig dat ons net by die 2 liede bly nie. Ons kan hom weer 'n keer speel en weer luister. Ek wil hê julle moet rustig vanaand. Sit net, lees net die Bybel, oordink dit, vra vir jouself of, wat beteken dit, wat is die doel, hoe verstaan ek dit, wat wil die Here vir my leer vanaand uit hierdie gedeelte uit. As ons klaar is met dit, gaan ek 'n baie kort, in die weermag het ons gepraat van 'n A en 'n B en 'n C preek. 'n A preek is as die korporaal by jou kom en hy sê vir jou, dominee met 'n kort preek wees, want jy weet, jy het speling. Nee, excuse, 'n A-preek is jy jouself die preek opstel, dus dan is dit 'n lekker lang preek. As 'n B-preek is die korporaal by jou kom en vir jou sê, dominee, vandag het jy min tyd, dan weet jy, het 'n bietjie speling, is net die korporaal, jy kan 'n bietjie weier gaan. Maar sê, as die RSM daar by jou gekom het, en het jy so gekyk met daai stokkie onder die arm, en hy sê vir jou, dominee, vandag is dit kort, dan weet jy, dis lees en bid en is klaar. So, vanaand gaan amper so tussen 'n B en 'n C preek wees. Ek gaan lees en bid en klaar wees. Ek gaan 'n baie kort preek, baie kort uitlegging gee. En dan wil ek nog steeds sê, dat ons daarna, ons gaan die nagmaalkelkies is hierso, die broodjies is hierso. Hiervoor het ek strokies neergesit. En wanneer jy gereed is, wanneer jy voel, jy's reg. Ekskuus, daar's nog, na die preek, is daar geleentheid om weer die skrifgeleerdes te oordink. En as jy op 'n punt kom wat jy voel, maar ek wil nou, ek is reg, ek voel reg. Daar is, en dit is maar hoofsaaklike verwerking van Psalm 51, so julle van julle wat Psalm 51 bid om net. Veral die gedeelte wat Dawid sê, Here toets en deursoek my, deurgrond my, kyk of daar iets in my lewe is wat verkeerd is. Dis 'n gebed vir oorgawe, om net weer te sê, Here, hier is ek gee myself oor, en ek weet, baie van julle het reeds tot bekering gekom, beteken nie dat 'n mens net een keer in jou lewe tot bekering kan kom nie, ons kan gereeld, voortdurend vir die Here sê, Here, hier is ek, en dat jy net 'n gebed bid, eenvoudige gebed, Here, hier is ek, dankie vir vanaand, en as jy klaar is, as jy gereed is, dan staan jy op, en dan kom jy eers, ek het olie, ek hoop nie die bakkie het al die olie opgedrink en daar is nog, daar is olie en as in hierdie bakkie voor. As jy wil, jy het ook nie nodig om dit te doen nie, maar as jy wil, kan jy die olie vat, druk jou vinger in die olie, druk jou vinger in die as, maak vir jou kruis op jou hand, of op jou voorkop, net waar jy wil. En as jy klaar is, dan stap jy na die nagmaaltafel toe, daar by die, ek moes eintlik hierdie apart gemaak het, maar kan een briefie, maar daar is het. Daar by die kruis, as jy daar by die bakkie met die as is, kan jy sê, jy kan jou eie naam insit, onthou Tinus, jy is stof, en tot stof sal jy terugkeer, maar Christus maak alles nuut. En dan kan jy vir jou die kruis maak, en dan kom jy na die nagmaaltafel toe, en hierso het ek het nou so 3 stasies gesit, so jy kan kom, en jy kan op jou eie tyd die brood neem, en dan staan nie so, neem, eet, dit is Jesus se liggaam gebreek vir jou, en dan kan jy die broodjie vat en dit eet, en dit is die bloed gestort vir my,
en dan kan jy jou kelkie vat en drink, en die van die beker wil gebruik maak, ek sal sorg dat daar wyn in is, en dan kan jy van die beker ook gebruik maak. Al wat ek vir vanaand is 'n baie kort preek, 'n baie kort homilie, wat ek gaan doen, maar die res gaan jy stil word met die Here. Dis vanaand stil word tyd vir jou met die Here, om weer jouself net reg te maak, want dis waaroor as Woensdag eintlik gaan, is om onsself reg te kry, skoon te maak, te reinig, in die regte verhouding met die Here te bring, sodat ons hierdie 40 dae van die lydenstyd kan ingaan, en kan sê, Here, ek wil graag ontvang wat U vir my wil gee. Die vryspraak, die vergifnis, dit wat Jesus vir my gedoen het, ek wil dit graag ontvang. En dis die bedoeling vanaand. Ons gaan nie 'n lang preek wees nie, dit gaan oor introspeksie, dit gaan oor jouself, jou stil word met die Here, jou tyd met die Here, dis waaroor dit gaan vanaand. So kom ons word stil met die wotum. Alleluia.
en susters, ek groet julle vanaand namens die Here en genade en vrede vir julle van God ons Vader en ons Here Jesus Christus deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons word stil met die skriflesings. Daar's 4 skriflesings, Jesaja 58 vers 1 tot 12, Psalm 51 vers 1 tot 17, 2 Korintiërs 5 vers 20 tot 6 vers 10, en dan sluit ons af met Matteus 6 vers 1 tot 6 en 16 tot 21. Gee hulle so rukkie kans as jy dalk daai jou vingers so wil insit by die verskillende plekkies, of as jy die blad het jy dit nou nie nodig nie. Maar terwyl ons dit gaan lees, gaan ons luister. Daar's 2 liede waarna ons gaan luister. Die eerste ene is Afrikaanse lied, Skep in my rein hart o God, en die tweede ene is Come Jesus Come van Stephen McWhorter, 'n baie baie mooi lied. Kom ons luister die liede terwyl ons dit lees. Hier in die stilte, hier in die donker, leeg is my siel soos 'n droë rivier. Ek kom na U toe met geen eie waarde, was my skoon in U genade. O skepper hart in my, o Jesus, maak my nuut, maak my skoon, en skep die regte gees in my, sodat ek weer kan staan, sodat ek U lof kan sing. U seën is die water, U woord is die lig, wat elke donker hoekie in my verlig. Breek die ijskoue mure om my hart, scheppen van niets, begin weer van die start af. O skepper hart in my, o Jesus, maak my nuut, maak my skoon, en vernuwe die regte gees in my, sodat ek weer kan staan, sodat ek U lof kan sing. Ek wil nie verlore wees nie, ek wil nie lewe in vrees nie. U genade is in my gegrond, U liefde is in my sang. Vanuit die dieptes roep ek U aan, herstel wat gebroken is, maak my 'n nuwe skepsel. In my, sodat ek vir U kan lewe, sodat ek U lof sal besing.
Sometimes I fall to my knees and pray. Come, Jesus, come. Let today be the day. Sometimes I feel like I'm gonna break, but I'm holding on to a hope that won't fade. Come, Jesus, come. We've been waiting so long for the day you return to heal every hurt and right every wrong. We need you right now. Come and turn this around. Deep down I know this world isn't home. Come, Jesus, come. Come, Jesus, come. There'll be no war, and there'll be no chains when Jesus comes. Let today be the day. He'll come for the weak and the strong just the same, and all will believe in the power of His name. And come, Jesus, come. We've been waiting so long for the day you return to heal every hurt and right every wrong. We need you right now. Come and turn this around. Deep down I know this world isn't home. Come, Jesus, come. Come, Jesus, come. One day you come and we'll stand face to face. Come and lay it all down, 'cause it might be today. The time is right now. There's no need to wait. Your past will be washed by rivers of grace. Come, Jesus, come. We've been waiting so long for the day you return to heal every hurt and right every wrong. We need you right now.
heard a story from the Bible when I was just a little girl, about a broken-hearted woman who met the Savior of the world. Thought it was just another story, one that the preacher man would read. But as I'm sitting here at home, drinking red wine all alone, I think that woman might be me. 'Cause tonight I feel just like the woman at the well, wondering how someone could love me when I can't love myself. But you want me as I am, and that sounds crazy. I guess maybe that's why grace is so amazing. Staring at that empty bottle, I swear I caught a glimpse of him. He met me right there at the bottom and turned that wine to living water and taught me how to love again. Yeah, tonight I feel just like the woman at the well, wondering how someone could love me when I can't love myself. But you want me as I am, and that sounds crazy. I guess maybe that's why grace is so amazing. It's no longer just a story when I read it, 'cause I've seen him for myself and I believe it. 'Cause tonight I feel just like the woman at the well, wondering how someone could love me when I can't love myself. But you want me as I am, and that sounds crazy. I guess maybe that's why grace is so amazing. Just like the story from the Bible I heard when I was just a girl. I'm the broken-hearted woman who met the Savior of the world. As ons so na hierdie gedeeltes kyk en dit deurlees, dan moet ons besef dat as Woensdag is eintlik die poort, die deur, waardeur ons moet gaan na lydenstyd toe. Dis die begin van hierdie proses van lydenstyd, 40 dae, waar ons gaan stil word voor die Here.
Dis 'n tyd waar die kerk deur die eeue gegaan het, net in 'n fase van stil word, van na jouself kyk, diep in jouself kyk, introspeksie, om te sien hoe lyk my lewe, en waarvoor dit is, waarvoor Jesus bereid was, om te sterf aan die kruis. Jesus het nie gesterf vir klein gooitjies, as ek het nou so kan stel nie, vir die gesonde mense nie. Hy sê dit ook vir die fariseërs, ek het nie gekom vir die gesondes nie, ek het gekom vir die wat weet, hulle is siek, hulle is sondig. En ware vryspraak, ware vergifnis, kan nie begin in my lewe, as ek nie eers kom by die punt waar ek diep na myself kyk nie. Diep binne in my hart kyk om te sien, wat gaan hier aan? Die eerste gedeelte wat ons gelees het, is dit duidelik in Jesaja 58 vers 1 tot 12, dat die volk Israel het sekere dinge gedoen. Hulle het vasdae gehou, hulle het tempel toe gegaan, hulle het offers gebring, hulle het alles, wil ek nou amper sê, wat voorgeskryf is, het hulle gedoen. En tog sê die Here vir hulle, maar is dit regtig waarna ek op soek is? Dink julle regtig ek is net op soek na hierdie uiterlike rituele en dinge te doen, die regte dingetjies te sê op die regte tye, die regte gebede op te sê? Dink julle dit is regtig waarna ek op soek is? Dink julle dit is regtig die vas waarna ek op soek is? En dan sê die Here nee. Wat help dit jou, jy vas, die rituele vas, maar jou lewe verander nie? Wat help dit jou as jy jouself buig, maar nie jou trots neerlê voor my voete nie? En ek dink dis een van die groot dinge in ons mense lewe, wat ons baie keer verhinder, om die stap te neem na volle oorgawe, is ons eie trots. Is nie maklik om te vra vir hulp nie, want dis nie hoe ons groot gemaak is nie, dis nie wat die samelewing van ons sê nie, om hulp te vra nie. Ons is geleer om onafhanklik te wees. Maar wat die Here vir ons vra is om te sê, ek is hier vir jou. Verlossing is hier, vryspraak is hier, maar om dit te kry, moet jy bereid wees om regtig te buig. Om jou trots aan die kruis te kom neerlê en te sê, Here, ek is gebroken, ek is stikkend, en sonder U kan ek dit nie maak nie. 'n ware vas is wanneer ons lewens nie maar net die rituele van vas deurgaan nie, maar waar ons lewe ook begin om die gevolge daarvan uit te leef. Die Here vra vir hulle hier in Jesaja 58, is die ware vas nie dat ons die verdruktes moet vrymaak en dat ons hulle weer moet laat leef nie? Is dit nie wat die Here van ons verwag nie? Om vir die hongeriges deel te gee van ons kos nie, om met hulle te deel, dit wat ons het. Is ware vas nie dat ons moet begin leef in die liefde van God en in Christus nie? Dis eintlik wat die Here vra. En hoeveel mooier kan dit nie gestel word as juis hier in Psalm 51, as ons so mooi lees in hierdie Psalm, waar die Here met Dawid kom praat. Koning Dawid. Dawid, koning van die volk Israel, Juda en Israel, die hele volk van die Here. En hy was hoog geag, en hoog aangeslaan, en daar was vir hom gepraat, want hy was koning, hy was priester, en hy was profeet gewees. En wanneer hy Psalm 51 skryf, is nadat Nathan by hom kom en vir hom sê, die Here
het gesien dat jy gesondig het. Jy kon dit vir die wêreld wegsteek, jy kan dit vir ander mense wegsteek, maar die Here het gesien dat jy verkeerd gedoen het. En dan besef Dawid, dat voor die Here is hy nie die groot koning nie, maar hy is sondaar mens. En dan skryf hy hierdie Psalm 51, waar hy eintlik homself stikkend voor die Here kom stel en sê, Here, ek is gebroken, ek is stikkend, my lewe is nie wat dit moet wees nie. Ek was van my geboorte af al sondig gewees. Dit wat ek gedoen het, was pure sonde gewees. En Here, ek weet, daar is niks eintlik wat ek vir U kan doen nie. Daar is niks wat ek kan doen om reg te maak wat ek verkeerd gemaak het nie. Toets my, deurgrond my, Here. Maar dan kom hy ook by die punt waar hy vir die Here sê, Here, maar vergewe my. Wat 'n offer vir U, Here? Ek weet U wil nie 'n offer hê nie. Wat U vra is 'n rein hart. En hoe kan my hart rein word as ek nie bereid is om dit leeg te maak voor die Here, sodat God self my kan rein maak nie? Wat 'n groter gedeelte in die Bybel is daar vir jou en vir my as 'n riglyn om te sê, dis hoe ons moet werk met sonde in ons lewe, as juis Psalm 51. Om dit nie onder die mat in te vee nie, om nie verby dit te praat nie, om nie te sê, ag, dit bestaan nie, maar om te gaan handel met die sonde in opregtheid voor die Here, om bereid te wees, om vir die Here te sê, Here, wys vir my waar ek verkeerd is. Maar Here, dankie ook, dat daar vergifnis by U is. En dan kry ons die gedeelte wat ons gelees het hier in 2 Korintiërs 5, vers 20 en tot hoofstuk 6, waar Paulus kom pleit by die gemeente. Hy sê vir hulle, ons smeek julle, laat julle met God versoen. Ons smeek julle, laat julle met God versoen. Dis 'n diep gewortelde behoefte by Paulus, dat die mense hier in Korintiërs by die punt in hulle lewe sal kom, waar hulle ook sal besef dat sonder Christus, sonder Jesus is hulle niks nie. Hy wat in ons plek sonde geword het. Vanoggend het ons stilgestaan by die eerste 2 dele van Hebreërs hoofstuk 10. En is so fantasties om net weer eens te besef, as ons dit wat Jesus kom doen, vergelyk met dit wat in die Ou Testament gebeur het, die offers van die Ou Testament, dan kom sê Jesus vir ons eintlik, hierdie Ou Testamentiese offers was nie by magte, het kort gekom om ware verlossing en vryspraak te gee. Hierdie Ou Testamentiese beloftes kon julle nie waarlik vrymaak nie. Dit kon nie ewige verlossing bring nie. In die eerste plek moes die dier wat gegee word, moes 'n rein dier gewees het, sonder gebrek. Gaan lees maar die eerste paar hoofstukke van Levitikus en jy sal sien wat die vereistes is wat die Here stel vir die offers wat gebring moes word. Die offer moes in die eerste plek 'n rein offer gewees het, sonder gebrek, sonder siektes. In die tweede plek moes die een wat die offer gebring het, die priester wat die offer ontvang, wat hy moet namens die volk bring, moet ook rein wees. En daarvoor moet hy eintlik eers vir homself 'n offer gaan bring, om in die regte verhouding met die Here te kom. En dan kan hy die offer vat, en die offerdier gaan offer, vir die mens vir wie hy die offer bring. En in die geval van die groot versoendag, die Yom Kippur, was daar 'n tyd gewees waarin die priester om eers self moes gaan reinig het. Hy moes die sonde van die volk op die sondebok laai.
Hy moes vir homself 'n offer bring om hom te reinig, nadat hy die sonde van die volk op die sondebok gelaai het. En as hy klaar vir homself 'n offer gebring het, dan kon hy die ander lam vat, hom slag, en die bloed gaan besprinkel het op die verbondsark in die allerheiligste. Maar volgende jaar moet hy dit weer doen, want hierdie offer was net tydelik. Dit het nie ewige verlossing gebring nie. En nou kom sê Jesus vir ons in die Nuwe Testament, hy sê vir ons in die eerste plek, word ek die sondebok vir jou. Ek word die sondeblok. Ek was sonder sonde, maar ek neem jou sonde op my. In die tweede plek sê hy, ek is ook die lam. Ek is nie alleen die sondebok nie, maar ek is ook die lam. Die lam wat sonder gebrek is, rein is, sonder sonde. In die derde plek is ek die hoëpriester, want ek kom om myself te offer in julle plek, ter wille van julle. En in die laaste plek, ek is God self. En deur my offer gee ek vir julle die vryspraak en die versoening. Geen ander offer op hierdie wêreld kan dit doen wat Jesus gedoen het nie. Al vier hierdie elemente word in een persoon, in Jesus Christus, beliggaam. En daarom is hy nie alleen die ware offer nie, maar hy is die volmaakte offer, die ewige offer waarvan die Hebreërskrywer sê, waarvoor die een offer gebring is geen ander offers meer nodig nie. Is kan nie 'n ander offer nie, daar is nie 'n ander offer nie. Jesus het die volledige offer vir ons gegee. En in lig daarvan skryf Paulus hier in 2 Korintiërs en sê hy, smeek hy by die volk, by Korintiërs, sê hy vir hulle, ek smeek by julle, laat julle met God versoen. Want dis die enigste manier hoe ons in 'n regte verhouding met God kan wees, as ons hom met God laat versoen. Om hierdie gedeelte beter te verstaan, moet 'n mens eintlik teruggaan en jy moet ook 2 Korintiërs 4 van vers 7 af verder gaan lees. Want in 2 Korintiërs 4 skryf die Here en dan sê hy, skryf Paulus en dan sê hy, ons wat hierdie skat in ons het, is maar kleipotte wat maklik breek. Die krag wat alles oortref, kom van bo, kom van God, nie uit onsself nie. En dan skryf hy dat ons kan swaar kry, ons kan vervolg word, ons kan doodgemaak word, ons kan gestenig word, ons kan gepynig word. Maar die wêreld kan niks aan ons doen nie, want ons is kinders van God. En in die begin van hoofstuk 5, dan skryf hy oor die ewige woning, die aardse woning, die tentwoning wat afgebreek moet word, sodat ons uiteindelik in die ewige woning van God kan instap. En dan kom hy by hierdie gedeelte uit, in vers 20, waar hy vir die volk, vir die Korintiërs skryf en sê, ek smeek julle, laat julle met God versoen. Julle kan nie in die ewigheid ingaan, jy kan nie die ewige lewe verkry, as jy nie met God versoen is nie, en daar is net een manier. En Jesus sê dit vir ons in Johannes 14, vers 6, ek is die weg, en die waarheid, en die lewe. Niemand gaan na die Vader, behalwe deur my nie. En dan die laaste gedeelte, wat ons gelees het in Matteus 6, kom sê die Here ook vir ons, ware vas, ware stil word, gaan nie oor 'n groot vertoon nie. Dit gaan daaroor eindelik om in jou eie stil te word. Ek moes eintlik Daniël ook hier ingesit het as 'n gedeelte, want Daniël is vir ons die voorbeeld. As die Here, as ons lees in Daniël, dat die Here vir Daniël beskerm, dan sien ons ook, maar die wêreld was besig om vir Daniël te vervolg.
sy vyande gaan na die koning toe en sê vir hom, maar Daniel, bid elke dag 3 keer vir sy God, terwyl u gesê het, ons mag geen ander God aanbid nie. En Daniel het selfs in die wete dat hy die doodstraf kon kry, het hy nog steeds bly bid 3 keer 'n dag, maar waar het hy gebid? In die openbaar? Nee, ons lees in Daniel, soos dit sy gewoonte was, het Daniel in sy binnekamer gegaan, en daar het hy stil geword met die Here. Die Here vra nie van ons hierdie groot, bold bewegings en stellings, en dat ons die groot vertoon vir die wêreld wys wie ons is en wat ons is nie. Want dit gaan nie daaroor nie, dit gaan oor wat hier in ons hart gebeur in ons verhouding met die Here. Diep in ons binneste. En daarom is as Woensdag eintlik so belangrike deel, en ons gaan baie keer sommer net daaroor, maar as Woensdag so belangrike deel van die kerklike jaar, om net weer vir onsself te sê, maar kom ek word stil, kom ek gaan kyk in die spieël, kom ek gaan vra myself die vraag af, leef ek nog met God as my eerste liefde? Of het ek dalk ook al my eerste liefde verlaat? Is daar ook ander dinge wat ek al in my lewe dalk voor Christus kom stel, en Christus so bietjie op die agtergrond sit? Ek smeek julle, laat julle met Christus versoen. Elke dag van jou lewe, elke dag van jou bestaan, sodat jy in die regte verhouding met die Here kan wees. Ek gaan nog geleentheid gee, gaan daarmee afsluit vanaand. Ek gaan nou geleentheid gee vir ons elkeen om stil te word in gebed. Jy het vanaand die skriflesingsgedeeltes gelees, jy weet wat die Here vir jou sê. En as jy klaar is, en as jy reg is, en as jy klaar jou gebed gedoen het, en jy voel, maar jy is nou in die regte verhouding, en dit beteken nou nie dat ons allemaal perfect moet wees nie. Nagmaal is nie bedoel vir perfecte mense nie. Dit is juist bedoel vir gebroke mense, wat in sy gebrokenheid by die Here kom stilstaan. Maar as jy in jou hart voel vanaand, ek is reg, ek het myself ondersoek, ek het my saak met die Here uitgemaak, dan nooi ek jou. Jy kan, as jy wil, dis nie vir almal nie, as jy nie wil nie, hoef jy nie, maar as jy wil, kan jy kom, daar is 'n bakkie met die olie en die as, en jy kan jou vinger in die olie druk, en dan in die as, en die kruis op jou hand maak, of op jou voorkop, net soos jy wil, en dan kan jy kom, en jy kan by die nagmaaltafel kom staan, en jy kan jouself bedien met die nagmaal. Deur hierdie woorde te sê, daar gaan nie vandag formele nagmaal wees nie, ons praat daarvan as 'n stil nagmaal, maar jy weet, en jy sê vir die Here, wat in jou hart is. En as ons klaar is, dan sal ek wel die seën vir ons uitspreek, en dan kan ons almal uitstap en huis toe gaan, met die wete, dat ons versoen is met die Here. So, stil word in jou eie gebed, en as jy reg is, dan kom jy en jy kan, so ek sê, dis nie verpligtend nie, maar as jy voel jy wil, kan jy die kruis met die as en die olie maak, en dan kan jy self kom bedien met die nagmaal. Kom ons word stil voor die Here.
is dit nou gedoen? Kom ons bid net saam. Here Jesus Christus, U het ons nou gevoed met die brood van die lewe en die beker van verlossing. Laat hierdie maaltyd ons versterk om op U pad te loop, U wil te soek, U liefde, in U liefde te leef. Amen. Kom ons ontvang die seën van die Here. Mag die Here jou seën en jou bewaar. Mag hy jou hart rein maak en jou gees standvastig. Mag hy jou dra deur die woestyn en jou lei na die kruis, waar lewe begin. Gaan in vrede en leef elke dag in sy genade. Amen. Baie dankie vir julle almal, hoop julle het 'n rustige aand.